dan is dit hier die gedagte, die werksopdrag van die Heilige Gees, of dan nou in moderne taal sy CV, dit wat hy gaan doen. En die Here Jesus het gesê wat hy gaan doen. Nou kom ons rek die bene, ons staan op, dan bid ons saam, en dan gaan ons verder. Vader, baie dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie dat U dit vir ons gesê het, dat U hierdie belofte aan die Here Jesus gemaak het, en dat die Here Jesus dit toe vir ons bewerk het. En nou vra ons vir U Heilige Gees, dat U vir ons vanoggend sal help. Ons sal salf om te kan sê wat ons moet sê, en om te kan hoor wat ons moet hoor. Maar Here, dit gaan alles niks help, as ons nie gaan doen wat U sê nie. En daarom vra ek vir U, Here, help elke een van ons nou van hierdie diens af verder, om 'n ou kringetjie om ons te trek, te vergeet van hom en haar wat langs my sit, en Here, te dink dat die persoon en daai persoon het dit nodig. Here, kom praat U met my. Kom leer my, kom herinner my, kom en breek U op U eie manier oop. Ek gaan net tot by die ore kom. Heilige Gees, U gaan in die harte in. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek het nie 'n spesifieke skriflesing nie. Ek het hier 7 verse wat handel oor wat die Heilige Gees gaan doen, wat Jesus gesê het hy gaan doen, net voordat Jesus gevange gaan geneem word, oor 'n paar uur, gaan hy daar uit daai bovertrek uitgaan, dan gaan hy Getsemane toe, dan gaan hy gevange geneem word, en verhoor word, 9 uur die oggend gekruisig word, en dan 3 uur gaan hy sterf. So, dis alles hier nou ingepak die aand voor hierdie gebeure. U kan dit volg daar, soos wat ek dit vir u lees daar. Kan julle almal dit sien? Is dit min of meer duidelik? Johannes hoofstuk 14, julle kan van hoofstuk 13, is sy laaste gesprek, die hele 13, 14, 15, 16 en 17 is in die bovertrek. 18 gaan hy af, hy word gevange geneem. Maar daai 13 hoofstukke is in die bovertrek. En nou sê Jesus vir die disippels, wat gaan die Heilige Gees doen as hy weg is? Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 15:26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, hoor nou mooi, wat noem Jesus die Heilige Gees? Hy sê, dis die Gees van die, met ander woorde, hy gaan vir jou niks sê wat nie die waarheid is nie. Hy gaan nie een aanname maak nie. Ek wil hê u moet dit vanmôre vat. Die Heilige Gees gaan vir jou niks vertel wat hy dink nie. Dat dit dalk so kan wees nie. Hy gaan vir jou sê, wit, swart, dis so. Plain boere Afrikaans, ons het 'n Engelse dame hier, waar is my Engelse girl? Geraldine, waar is jy? Jy gaan maar suffer hier by ons boertjies, maar jy's fyn, hoor. Die Heilige Gees sal met jou praat.
maar julle klomp welkom nie te, julle kan maar 'n bietjie Engels met haar praat, hoor. Ek het julle verniet gestop gisterand. Goed. Hoor nou vers 26, maar die trooster, as hy gekom het, wat ek van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, hy sal van my getuig. Johannes 16:8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nie in 'n leuen nie, nie in 'n aanname nie, nie in wat hy dink nie, maar wat hy weet. Hy gaan julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hoor nou mooi, wat gaan hy aan julle ook verkondig? Die toekomstige dinge. Gaan hy vir jou iets vertel oor die toekoms en dis nie die waarheid nie? Gaan hy vir Japie sê, die kredietkaart is die merk van die dier? Nee, is nie die waarheid nie. Gaan hy vir my sê, hierdie geslag sal nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het, met ander woorde, in 40 jaar, gaan die wederkoms van Jesus plaasvind, en dan vind hy nie plaas nie. Gaan hy dit vir ons sê? Nee. Gaan hy vir ons sê, die jab op my, as ek hom nie vat nie, gaan ek nie kan koop en koop nie? Gaan hy dit vir my sê? Nee, is 'n aanname. Luister na dominees en pastore, hoe hulle vir ons goed vertel, en vir ons op loop jaag, oor die toekoms, en dan gebeur nie een van daai goed so op 'n streep nie, en dan sê ons, die Heilige Gees het ons gelei. Dan sê ons, hierdie profesie het nou in waarheid gekom, hierdie profesie en hierdie profesie, en dan gebeur niks van daai goed nie. Hy gaan ons in die hele waarheid lei. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Net so ver die woord van die Here. Net vandag. Hulle is almal in die bovertrek bymekaar, en Jesus het vir Petrus en Johannes die oggend gestuur om die bovertrek gereed te kry. Nou is hulle daar in die bovertrek, en wat doen hy? Hy begin deur hulle voete te was. Hy sê vir Judas, jy gaan my verraai. Hy sê vir Petrus, jy gaan my verloon. Hy sê, en stel die nagmaal in wat die Pasga vervang. Dis nou die nagmaal. Daar het 'n gesprek onder hulle ontstaan, wie van hulle is die grootste, en toe sê Jesus vir hulle, wie die kleinste is die grootste. Julle moenie dink nie. Kom, af, knie toe. Kyk, wie is die grootste? Ek is die grootste, maar wat het ek gedoen? Ek het voete gewas. En nou, nadat hy dit gedoen het, in hoofstuk 13, begin hy met sy laaste onderwys. Dit wat hy nou met hulle gaan bespreek, hoof van daai laaste deel 13, 14, 15, 16. Hoofstuk 17, soos ek gesê het, is die hoëpriesterlike gebed. In hoofstuk 5, 6 en 7 van Matteus vind ons die bergpredikasie. En Jesus wys vir ons hoe vervul hy die wet. En hy is die nuwe een. Hy wys vir ons die nuwe wet. En dan stel hy vir ons 5, 6 en 7 in. Hoor nou mooi. Ek vra vir julle, sê julle vir my, wat is die hoogste wet? Matteus 5, 6 en 7 of die 10 gebooie? Die 10 gebooie sê vir my, ek mag nie doodslaan nie. Wie julle wat sê,
Jesus se wet vir sy kinders. Ek mag nie kwaad word nie. Ek mag nie vir iemand sê raak aan nie. Ek mag nie vir hom sê jou dwaas nie. Want as jy dit gedoen het, dan oortree jy my wet, die nuwe wet. Die wet van die liefde. Jy sien vriende, Jesus se wet is nie moets en moenies nie. Jesus se wet word daar vir my gesit en dan sê hy, my kind, ek wil hê, jy moet dit uit jou vrye keuse doen. Jy moenie dit doen nie, hoor. Jy moet dit wil doen. Jy moet dit wil doen. Ek wil die Here dien. En jy? Of moet jy die Here dien? Groot verskil, massiewe verskil. As jy eers dit gesnap het, dat jy nie die Here moet dien nie, maar dat jy hom wil dien, dan word die Bybel vir jou totaal ander boek, want nou begin die Heilige Gees vir jou wys wat het Jesus van ons verwag. Hy het die wet kom vervul. Hy het wys vir ons die nuwe Christelike wet, dit wat hy vir die kinders van die Here het. Soos Moses die wet op die berg ontvang het, gee hy die nuwe wet waar? Op die berg. Hy gaan sit op die berg en hy bring die hele hoofstuk 4, 8, 5, 6 en 7 aan die mense. Vriende, niks in die Bybel is toeval nie. Alles word vervul deur Jesus. En weet jy wie leer dit vir jou? Die Heilige Gees. Nie 'n man uit 'n boek nie, hoor. En ons lees baie boeke en daar's baie aannames in die boeke. Want dit moet my pas. Dit moet my kerk se leer pas. Dit moet die kerk se teologie pas en se leerstellings pas. Maar dit pas nie die boek nie. Daar het 'n dag in my lewe gekom wat ek dit gedoen het. Toe sê ek vir die Heilige Gees, Heilige Gees, leer my, help my om te vergeet dit wat ek geleer het in kerke wat nie in die boek is nie. Hierdie nuwe wet wys vir ons wat is ware disippelskap. Ek wil 'n disipel van Jesus wees. Ek moet nie 'n disipel van Jesus wees nie. Ek wil nie lieg nie. Ek lieg nie omdat die wet nie sê, die wet sê ek moet nie lieg nie. Ek wil nie lieg nie. Hy bevestig die nuwe gebod. Hy sê die nuwe gebod is die wet van liefde. Ek sal vanmiddag net so iets oor dit aanhaal. Wat sê hy van dit vir ons daar in die hoofstuk 13 vers 35 en 36? Hy sê hieraan, aan wat? Aan die liefde gaan die wêreld daar buite wees dat julle is my disippels. Aan wat? Aan Japie wat nie lieg nie, aan Japie wat nou so moet maak en Japie wat nou so moet maak? Nee. Hulle gaan dit sien, want Japie het vir jou lief en daarom sal ek nie vir jou lieg nie, Magda. Japie het jou lief, Claude, en daarom sal Japie nie vir jou lieg nie, Claude. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir julle. Hy wys ons op die toekoms. Hoofstuk 14 en 16 word die aankondiging gemaak oor hierdie belofte. Ek is nou 'n versie te vinnig, of 'n reeltjie. In die Ou Testament het hy die profeseë gemaak. In die Nuwe Testament kom hy en hy wys dit vir ons alles. Die Ou Testament het die Heilige Gees als vir ons gewys na Jesus toe. Die Nuwe Testament, na die kruis, wys die Heilige Gees vir ons nou terug. Hy vat ons nou na wat Jesus gedoen het, nie wat Jesus nog gaan doen nie. En dis die verandering in sy bediening. Die Ou Testament vertel hy ons Jesus gaan kom. Die Nuwe Testament vertel hy ons Jesus het gekom. En wat het Jesus vir jou gedoen?
Jesaja 53 so duidelik. Hy het vir hulle vertel van die kruisiging, nou vertel hy vir ons, hoe het dit alles gebeur. Kom ons gaan aan. Hy verkondig nie menslike opinies nie, hy verkondig nie aan ons aannames nie. Ek het in my wese niks tevrede as iemand met my praat en hy maak aannames en sy maak aannames nie. Want dit is nie die waarheid nie. 9 uit 10 is verkeerd. Gaan sit bietjie en dan sal jy sommer net so vertel, weet jy, dit en dit en dit en dit. Sit ek dan dink ek wonder. Want nie een van dit, weet ek, is nou gevestig nie. Dis wat hy dink, dis wat sy dink, dit is wat nou gebeur het en nou bou ek, maar dis nie die waarheid nie. Dag 2 dae later dan sien, is toe nou nie so nie. Kom ons kyk na daai werkwoorde wat Jesus gesê het, wat gaan die Heilige Gees doen? Hy sal julle alles leer. Die Heilige Gees gaan ons leer. Hoor nou, hy sal julle herinner aan wat ek gesê het. Waar kry ons wat Jesus gesê het? Hier. Hy gaan my herinner en hy gaan my leer wat Jesus gesê het. Is ek reg sover? Reg. Hy sal van my getuig. Hy gaan nie van iemand anders getuig nie. Hy gaan van Jesus getuig. Dit wat Jesus gedoen het, gaan hy van getuig teenoor ons. Hy gaan vir jou en my oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis sy werk. Weet u vriende, ek het dit in die kort, of nie paar jaar wat ek in die bediening is, het ek gesien, as ek sekere sonde preek. En veral vir vrouens, wat ons nou dink is sondes. Reg, dan preek ons hulle so. Dan los die vrouens dit. En dan gaan Japie weg na 'n ander plek toe. 6 maande later dan doen die vrouens dit weer. Weet jy hoekom? Dit was Japie se oortuiging. Dis nie die Heilige Gees se oortuiging. Dit is soos, ek kan nie glo hulle doen dit alweer nie. Nee, was nooit die Heilige Gees nie. Dit was menslike opinies wat ons uit die skrif probeer bewys het wat nie daar staan nie. Wat gaan hy nog doen? Hy gaan ons in die waarheid lei. Hy gaan vir ons die waarheid leer. Hy gaan spreek oor die toekomstige dinge. Ek het dit klaar net vandag gesoen. Ek wil nie oor dit verder praat nie. Ek hoop julle verstaan dit. Maak nie saakie wat jy glo nie. Ek het met die 2 baie groot manne wat die een die gedagte oor die wederkoms glo het en die ander en ek het met hulle albei gaan stil sit en ek het vir hulle albei gevra, verduidelik my hierdie probleem en hierdie probleem en hierdie probleem en hierdie een en hierdie een. En weet jy wat sê hulle albei vir my? Hulle sê, Japie, daar is maar aannames wat ons moet maak oor die goed. En weer toe hulle albei dit vir my sê, toe sê ek, dan glo ek nie meer een nie. En ek is nie 'n futurist nie, en ek is ook nie 'n historicist nie, ek is 'n readyist. Therefore you must be ready for the Son of Man. Kom op die uur wat jy dit nie verwag het. As jy glo aan 'n wegraping en jy's nie gereed nie, bly jy agter. As jy glo dat alles op die einde gaan gebeur, nie 'n wegraping in 1000 jaar is nie, en alles gaan gebeur, luister mooi, dan het jy net so groot moeilikheid. Maak nie saak wat jy glo oor die wederkoms nie. As jy nie reg is nie, het jy moeilikheid. Daarom moet jy gereed wees, want die Seun van die mens kom op die uur. En nou gaan ons so 'n bietjie begin kyk, hoe maak ek gereed? Hy sê hy gaan neem wat aan my behoort, sê Jesus, en aan julle verkondig. Dis wat die Heilige Gees gaan doen. Die Heilige Gees gaan glad nie die klem op hom lê nie. Daarom as daar enige prediking is en die Heilige Gees is die sentrale figuur, dan is dit nie die Heilige Gees nie.
Want die Heilige Gees gaan Jesus verhoog. Hy gaan Jesus vir jou van hom leer. Hy gaan jou aan hom herinner. Kom ons kyk na dit. Waar gaan hy ons eerstens herinner? Dat Jesus is wat? Maagdelik gebore. Hoe weet hy dit? Die Bybel leer vir ons dat hy het Jesus in die moederskoot gevorm. Nou, ek wil nou vanmôre vir u sê, Japie, verstaan glad niks van dit nie. Dat Jesus op aarde as die hoofletter engel van die Here gewandel het in die Ou Testament, in die hemel is, en die Heilige Gees vat hom, en hy sit hom binne-in Maria se skoot. Moenie vir my vrou hoe dit werk. Ek weet glad nie. Sokkie vir my belangrik nie. Ek glo dit. Want die Bybel sê dit vir my. En nou gaan jy net nou sien hoe mooi val hierdie weer by mekaar. Hy sê vir ons die volgende, kyk, die maagd gaan swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem, God met ons. God met ons se naam is wat? Wat gaan God met ons doen? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Wat sê hy? En jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. So sy naam is Jesus in Afrikaans, Jesus in Engels, Yesu in Zulu en Yeshua, as ek dit reg uitspreek, in Hebreëus. So as ek die boek vat en ek het hom in Afrikaans, dan lees ek Jesus. As sy haar Engelse boek vat, dan lees hy Jesus. As die Zulu hom vat, dan sê hy Jesu. En as die Hebreër hom vat, dan sê hy Yeshua. En weet julle wat het tragies geword? Ons fight vandag oor, is dit Jesus, is dit Yeshua? En dan mis ons die punt. Hy gaan ons van ons sondes verlos. Ons is so besig om die naam, dat ons in ons sondes bly voortleef. Ons beklei man die harwei. Ons is so kwaad vir mekaar oor hierdie ding. Maar ons gaan hemel toe. Kwaad. En Jesus het gesê, jy moenie kwaad word nie. Jy hoef nie eens dood te slaan nie, jy moet net van my kwaad wees. Dat jy klaar Jesus se wet oortree. Skielik is die Bybel 'n totaal ander boek. Want skielik wys die Heilige Gees vir jou waar lê die klem. Op die Jesus wat jou van sondes verlos. As jy tot bekering kom, los hy jou nie in jou sonde nie. Hy verlos jou daarvan. Hy maak jou vry daarvan. Hy vergewe jou daarvan. Hoor wat sê Lukas, dat vir julle vandag gebore is in die stad van Dawid, die saligmaker, die Christus, die Here. Wie is Jesus? Hy is die saligmaker, sê die Heilige Gees. Hy is die saligmaker. Hy gaan jou salig maak. Dis wat die Heilige Gees vir ons sê. Dis wat Jesus gedoen het en dit het Jesus aan die kruis bewerk. Hy sê hy het op die 3de dag opgestaan. Weet julle, ons fight nou al oor dit ook. Hy was nou nie 3 dae in die graf nie. Jesus sê ek gaan op die 3de dag opstaan. Hy sê nie ek gaan na die 3de dag opstaan nie. Nou fight ons oor, was hy 3 dae, was hy 3. Allie goed. En weet julle wat? Ons mis weer die punt van Jesus wat aan die kruis is. Die duiwel is so slim, hy uitoorlê ons op elke gebied, want ons toes op randeiers en nie op die evangelie nie. Nou wil ek hê u moet hierdie teks saam met my lees. Hy het nou in 46 gesê, hy gaan op die 3de dag, Jesus self wat hier praat, ek gaan op die 3de dag opstaan, en nou sê hy, en daar gaan in my naam wat gedoen word? Bekering en vergewing van sondes verkondig word. Wat gaan hy verkondig? Bekering
en vergifnis van sondes aan wie? Aan die nasies. Van Jerusalem af verder. Kom ons kyk verder. Wat was Jesus se eerste preek? Wie van julle kan vinnig vir my help? Wat was Jesus se heel eerste preek? Matteus 4:17. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Wat sê Jesus heel eerste? Hy kom nou daar in Matteus 4 vanaf vers 1, kom hy aan, hy was versoek deur die duiwel, die Heilige Gees het hom ingelei om versoek te word. Nou kom hy, en wat preek hy? Bekeer julle. En wat sê Petrus? Toe hy daar in Handelinge, wat preek hy vir hulle? Hy sê vir hulle, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Klink van my Petrus preek wat Jesus preek. En nou gaan Paulus, en hy kom in Handelinge 17 vers 30, en hy sê, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. My liewe toehoorde, soos jy hier voor my sit, as jy nog nooit tot bekering gekom het nie, moet jy nou tot bekering kom. Die Heilige Gees herinner jou daaraan, die Heilige Gees leer jou rondom dit, dat jy moet tot bekering kom. Is nie Japie nie, is die Bybel. En die Heilige Gees het hom vir ons geskrywe, die Heilige Gees het hom vir ons nou in Afrikaans, sodat ons hom kan verstaan. Bekeer jou, kan ek vir jou vra, met al die liefde wat die Here in my hart vir jou het jy al tot bekering gekom? Weet jy sal net so sê ja. En as ek vir jou vra, wat het gebeur? Waar het jy tot bekering gekom? Dan sal jy vir my kan sê waar. Het jy al tot bekering gekom? Die Gees herinner jou, nie ek nie. Ek hou vir jou net die tekste voor, en nou het ek lekker gelag gisterand. Daai vroukie wat daar sit, sy kom daar van Virginia af. Sy moet nog mooi hoor, dan kom sy oor welkom toe. Sy, kyk Barbie stem saam, sy het toe sy start 9 is, op 'n jeugkamp, het Nardus hulle op Mispa die kamp gehou, toe kom sy tot bekering. En sy vertel gisteraan vir Nardus hoe dit gebeur. Jy sal vir Nardus kan vertel, jy sal vir Rudy, jy sal vir Ben, jy sal vir die gehoor hier voor kan kom staan en vir ons vertel hoe het dit gebeur. En weet jy, die mense om jou gaan dit weet. Want die Bybel sê, daarom as iemand in Christus is, met ander woorde, daarom as iemand tot bekering gekom het, sy nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, jy het nuut geword. Dit kan nie anders wees nie. Die mense om jou sal weet. Kan ek vir jou vra, weet hulle? Weet hulle jy het nuut geword? Weet hulle jy's anders? Kom ons gaan aan. Nou herinner hy ons, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om 'n kind van God te word. Almal wat hom aangeneem. Here Jesus het in my plek aan die kruis gesterwe vir my sonde, sodat ek kan tot bekering kom en dat ek u kind kan word, sodat u kan sê, Japie, jy's my kind. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. Maar nou stop ons ongelukkig net hier. Ons moet aangaan na vers 13 toe. Want vers 13 slaat hom nou so lekker vas. Hoor wat sê hy. Hy sê, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar hoor nou mooi, maar wat uit God gebore is. As jy Jesus aangeneem het, as jy waaragtig tot bekering gekom het, sal hy jou uit homself laat gebore word. Sal die wedergeboorte in jou plaas vind. Hoor mooi. Dis nie die bloedlyn wat ek en jy is. Hy sê dit hier, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die man, of uit die wil van die vlees. Dit het niks te doen met my pa, my ma en my voorgeslagte nie. Dit het alles te doen met die wonder van weergeboorte, dat ek na Jesus toe gedraai het, en Jesus, nou gaan ons aan met hierdie gedagte van dit.
Die dominee, Nikodemus die fariseer, die Joodjie, hy kom die aand na Jesus toe en hy vra vir hom, wat moet ek doen? En Jesus kyk hom so, hy sê vir hom, luister mooi, dominee, Jaapie dominee, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van. Nou vriende, is hier die wonderlikste beeld, wat nou hier volg. Het u gesien, hy gebruik 'n woord, weer, ek het hom daarin rooi, weer gebore. Met ander woorde, dis nog 'n geboorte wat moet plaasvind. Nou is Nikodemus, die leraar van Israel, Jesus noem hom so, nou sê hy vir hom, meester, dis mos nou nie moontlik, kom ek quoteer dit vir u, dan gaan ek dit, hoe kan 'n mens as hy oud is, Jaapie, hoe kan ek, Rian, my sussie, hoe kan ek as ek oud is, weergebore word? Hoe kan ek nou terug in my ma se skoot ingaan, en dan gaan my ma weer geboorte gee? Dis wat hy vra. Hoor, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Sien u hierdie dominee se kop is waar? Op 'n aardse geboorte. Hy verstaan niks van die geestelike wêreld, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hoor nou Jesus se antwoord. Man, is mooi. Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus, kom ek vat jou net gou na die eerste geboorte toe. Dis die geboorte uit water. Is ek reg? Die water breek van mamma. En daar kom die eerste geboorte. En nou gaan hy oor. En hy sê, daar's 'n geboorte uit gees. Kyk, jy moet die twee lyne sien, want hy het nou begin, en nou wil hy eers weer terug in die skoot. Hy sê, nee, daai terugskoot storie sal nooit werk nie. Hier's 'n ander geboorte, 'n geboorte van gees. Hoor, hoe sê hy dit nou vir hom verder? Want wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. My dominee Nikodemus, verstaan jy dit nie? Jy is klaar uit water gebore, dis uit vlees. Dis pa en ma, Hetty en Chris storie daai. Daar's ek. Maar Hetty het al daai pyne en goed deurgegaan. En die 18de Januarie, toe skree Jaapie en hy's gebore. Maar, daar moet nou daarna 'n geestelike geboorte plaasvind. Want wat uit vlees is vlees, en wat uit gees is gees. Dis twee. Die tweede vraag wat ek vir jou wil vra is jy al 2 keer gebore? Is jy al weer gebore? Die eerste geboorte is 'n feit, want anders was jy nie. Die eerste geboorte uit vlees, wat jou ma jou in die lewe gebring het, dis gedoen. Maar die tweede geboorte, uit gees, sal jy weet, of het jy 'n nuwe mens geword, het die Heilige Gees van bo die weergeboorte gedoen. En nou wil ek dit vir julle so sê. Ek kan dit ook nie vir jou verduidelik nie, want as ek probeer verduidelik, maak ek aannames en dan vat ek hier 'n ding en daar ding. Al wat ek vir jou kan sê, net so misterieus as wat die Heilige Gees vir Jesus vat en hom binne in Maria insit, net so misterieus is die wedergeboorte wanneer die Heilige Gees hierdie ongelooflike nuwe werk, die geestelike geboorte binne my doen. En ek is 'n nuwe mens. Nou vra ek jou vanmôre, sê vir my, hoe is dit moontlik dat God binne in my deur sy Gees kom en ek weet dit nie?
Of die wêreld om my sien dit nie. Hoe is dit moontlik? Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Die tweede geboorte is van bo. En die Heilige Gees doen dit binne in jou en in my. Wat is die tweede ding wat Jesus gesê het, gaan die Heilige Gees doen? Wat gaan gebeur as gevolg van die kruis? Hy sê, ek verkondig bekering en vergewing van sondes. Kan ek vir jou vra vanmôre? Soos jy hier voor my sit, is jou sonde vanmôre vergewe? Weet jy dat jou verlede, dit wat jy gedoen het, is onder die bloed, jy skoon gewas, jy sy kind. En die duiwel kan maak wat hy wil. Jy weet, dit is vergewe. Ek en Dolf staan daar Februarie 2 jaar terug in George, daar by Glentana staan ons so op 'n vloer by 'n huis en ons kyk so oor die see. Dit was net so na Dolf se bekering. Staan ek en sê vir hom, Dolf, kyk daar, op die horison, sien jy? Hy sê, wat moet ek sien? Ek sê, man, kyk mooi, as jy net mooi kyk, sal jy sien. Hy kyk, hy sê, nee oom Jaap, ek sien niks. Ek sê, Dolf, kyk net nog bietjie, en hy kyk, hy sê, nee oom, ek sien nie. Ek sê, Dolf, die Bybel sê, hy vergewe ons sonde, en hy werp dit in die diepte van die see. En hy dink nooit weer daaraan nie. Ek sê, Dolf, kyk, daar is 'n grafie. Jou sonde is begrawe. Ek sê, Dolf, kyk net so 'n bietjie langsaan, daar's nog 'n grafie. Ek sê, is myne. Dis vergewe is in die diepte van die see. As Jesus jou gered het, as hy die wedergeboorte binne in jou kom doen het, is jy 'n nuwe mens, jou sonde is vergewe, is in die diepte van die see. Sê vir my, weet jy vanmôre dat jou sonde is in die diepte van die see? Of weet jy 'n oppervlakkige, ek is so bang vir jeugkampe en vir hierdie groot jeugbyeenkomste, want daar's 'n emosie onder die jong mense, omdat die handjie opgesteek het en vorentoe gekom het, gaan die maatjie ook en so. En baie maatjies kom nooit tot bekering nie. Die een wat eers dit het gedoen het, en nou het maatjie 'n dag en 'n datum, of ons het 'n uitnodiging gemaak soos hierdie en hier bly 'n klompie mense agter, maar jy bly agter om jou man agterbly, of om jou vrou, of om jou niggie, of jou tannie, of jou wat ook al agtergebly, en jy het nooit agtergebly, omdat Jesus jou oortuig het, deur sy Heilige Gees, jy's verlore nie. En nou het jy hierdie omdraaikie gedraai, maar jy het nie omgedraai. Jy het bekeer. Nou jy 'n dag en 'n datum, en jy het 'n getuienis wat jy kan vertel, maar jy weet waaragtig my sonde is nie vergewe nie, want ek doen dit nog steeds, en jy weet waaragtig, jy het nie 'n nuwe mens geword nie. Jy het so 'n rukkie aangegaan. Ja, dit het nogal so gelyk. Maar toe begin ek weer. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God, wat gaan doen? Die sonde van die wêreld wegneem. Is jou sonde vanmôre weggeneem. Dit wat die duiwel na jou toe kom. Want Jesus sê, hy het dit vergewe. En hy dink nooit weer daaraan nie. Wie herinner jou aan goed wat onder die bloed is en in die diepte van die see is? Die duiwel. Hy mors met jou, omdat jy nie hierdie diep sekerheid binne in jou het, dis vergewe, jy's vry nie. Die bloed het my skoon gewas. Is jy skoon vanmôre? My boetie, my sussie, my liewe jong mens, ek het vir jou gevra, trek so 'n ou kringetjie om jou. Wees met jouself eerlik, moenie met jy, maar Jaapie, ek kan vir jou totaal niks doen nie, dis die Heilige Gees se werk. Trek so 'n kringetjie. Ja, Here, my sonde is vergeef. Nee, Here, ek dink ek is een van daai jongetjies, of ek is 'n ou mens, of wat ook al, maar ek is nie seker nie. Kan jy onthou, die dag toe Jesaja 1 vers 18 werklik geword het in jou lewe, kyk, wat sê hy vir ons daar? Hy sê vir ons, kom, laat ons die saak uitmaak.
Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kan jy dit onthou? Daai dag, toe jy in Jesus so gesit het, en die Heilige Gees jou van jou verlede en jou toestand oortuig het, en nou is jy by Jesus, en jy sê vir hom, Here, red my. Onthou jy dit? Daai transaksie, daai onderhandeling. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Jy sal dit onthou. 20 April 1969, seun van 14 jaar oud, toe onderhandel ek en hy. En toe red hy my. Kan jy het onthou? Jy sal dalk kan sê, Japie, dis die 20ste April nie. Maar jy sal van my kan sê, Japie, soos daai oom in Appington, dit was daar agter 'n kraalmuur tydens 'n Pinksterreeksdienste wat ons hier gehou het. Ek het daar agter daai kraalmuur gaan sit en ek het vir die Here gesê, Here, ek staan nie hier op voor U my nie gered het nie. Hy het die transaksie afgehandel. Hulle het 'n onderhandeling gesê, kom, dat ons hierdie sondesaak uitmaak. Is jou saak uitgemaak? Jy weet. Ek kyk jou net so voor die kop. Die Heilige Gees gaan jy binne in die hart in. Sy het dit nou nogal gisterand ook van Nardus gesê. Sy sê, hy het daai tyd gepreek. En sy so preek, dan sê hy, as die stoel nou vir jou so begin warm word, dan moet jy weet, nou werk die Here in jou hart. As jy nou so begin ongemaklik word, en hier so begin die keeltjie so half toetrek, en jy is hier binne so onrustig, en jy is heeltemal nie meer so lekker soos toe jy hier kom sit het nie, dan weet jy, die Heilige Gees is nou besig. Is jou sonde weggewas? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Het jy vanmôre die getuienis van die Heilige Gees, wat vir jou sê, jy is sy kind? Want Romeine 8 vers 16 sê, sy Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van die Here is. Ken jy dit? Sy Gees en my gees het kom een word. Hy het my kom, hier binne my kom bly. Hy het die weergeboorte gedoen. Ek is sy kind. En nou sê die Heilige Gees, Japie, ek het jou gered. Ek het jou gered. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Baie dankie, dierbare Heilige Gees, dat U die een is wat met ons praat. Dat U die een is wat ons oortuig. Dat U die een is wat ons in die waarheid inlei. Dat U die een is wat ons herinner. Dat U die een is, Here, Here, wat ons leer. Dankie dat dit nie my werk is nie. Dankie dat ek maar net moes voorberei en die gedagtes wat U op my hart gelê het, hier by mekaar kon sit. En dankie dat U verder gaan. En nou ken U elkeen. En ek bid U gaan met hulle aan. Werk met hulle. Maak hulle so benoud soos wat U vir my benoud gemaak het daai aand. So bang, so benoud. Here moet net nie kom nie. En ek bid, help so 'n persoon wat hier sit. Terwyl ons hoofde gebuig is en niemand kyk rond nie, my liewe toorde, ek wil vir jou bid. Miskien sit jy hier en jy sê vir my, Japie, ek twyfel, ek is nie seker nie. Ek dink ek is 'n kind van die Here, maar ek kan nie, ek twyfel, ek weet nie dat ek weet nie. Ek wil vir jou bid. Miskien sê jy, Japie, ek het regtig nog nooit eers my hart vir die Here probeer gee nie. Ek het nie mooi verstaan nie, maar vanmôre wys die Heilige Gees vir my. Ek wil vir jou bid. Sy jou hand opsteek en sê vir my, Japie, dankie, ek sien daai hand, jy kan laat sak. Is daar nog iemand? Ek gaan dit nie rek nie. Dankie, ek sien daai hande. Baie dankie, Here. Dankie dat ons nie hoef te trek en te torring en te pleit en te doen nie. Dis die Heilige Gees se werk. En U daai hande gesien. En nou bid ek vir hulle. Ek bid dat U hulle die moed sal gee. Ek bid dat U hulle sal help. Ek bid, Here, dat U vir hulle in die waarheid gaan inlei. En Here, dat hulle die vrede van God uit die hemel in hulle binneste kry. En Here, dat hulle kan opstaan en ook sing. Blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed.
Here, doen dit vir hulle vanmôre. Heilige Gees, vat die bloed van Jesus en maak hulle skoon. En Here, ek bid vir daai persoon wat hink op 2 gedagtes. Miskien bietjie trots, miskien bietjie hoogmoedig en nie moed het nie. Here, help hulle om in die loop van hierdie konferensie met U te ontmoet, met U vrede te maak. En Here, ons sal U eer.